Goeiemôre vriende. Ons is seker die wegraping het plaasgevind. Dit is al interessant hoe NG lidmate sodra dit reën en vakansie is. Kyk, dit breek hulle. Maar baie welkom vanoggend. Ons gaan lekker saam kuier. By die eerste diens was ons daarom heelwat mense en soos ek nou daar binne sê, ek sal maar net as ek bid sê dankie Here dat ons die diens kan kyk onder die komberse. So nee, ek spot sommer. Vriende, baie welkom en mag die Here vir ons seën terwyl ons so saam is. Kom ons begin met 'n lied aan Jesus ons koning, al die eer. Aan Jesus koning al die eer, buiging voor hom neer, buiging alle voor hom neer. God gee aan hom die koningskroon, kom loof hom, loof hom, loof hom, loof hom, loof hom, loof hom, loof hom en volg hom as die Heer. Loof hom, verlost is van die lam, wat om sy troon verkeer, wat om sy troon verkeer. Sing alle volke, elke stam, kom loof hom, loof hom, loof hom, loof hom, loof hom, loof hom, loof hom en volg hom as die Heer. Een sal verlost is almal saam, ook saam met hom regeer, ook saam met hom regeer. Kom almal loof sy grote naam, kom loof hom, loof hom, loof hom, loof hom, loof hom, loof hom, loof hom en volg hom as die Heer. En ons kan hom volg want ons weet verseker dat hy leef. As 'n mens loop en jy moet rigting vra en jy kom by 'n vurk in die pad en daar's twee manne en die een is dood en die ander een lewe, watter een gaan jy vir rigting vra? Jy gaan die een wat lewe vir rigting vra. En dis hoekom Jesus is die een wat lewe. Hy het opgestaan en sy opstanding maak die lewe moontlik. En daarom sê ons weet verseker dat hy leef. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en net berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Lig is sy laas en sag is sy juk, hy gee vermoeides die ware geluk. Uit sy genade, liefde en trou, weet hulle God sy kinders bewoon. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en net berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Die volgende is 'n lied wat ons wat nuut is en ons wil hom graag leer. Here, hoe groot is U? En ek gaan vir Lizet vra om een keer deur te speel en dan probeer ons hom.
ons Here, hoe groot is U. Want die mense wys die wonders van U naam. Kyk die maanlig in die aande en die sterre sê dit saam. Here, ons Here, hoe groot is U. Here, ons Here, hoe groot is U. Al die kinders, selfs die kleinstes, wil oor U kom juig en sing. Al die mense wat in U is, sal ook voor U moet kom buig. Here, ons Here, hoe groot is U. Here, ons Here, hoe groot is U. Ons as mense is maar nietig, tog gee U ons roem en eer. U versorg ons en U kroon ons op die skepping te regeer. Here, ons Here, hoe groot is U. Here, ons Here, hoe groot is U. Al die diere van die aarde het U ons toe vertrou. U laat heers ons oor die skepping wat U in U hande hou. Here, ons Here, hoe groot is U. Here, ons Here, hoe groot is U. Ons sal hom in die toekoms nog 'n bietjie meer leer. Partykeer bietjie moeilik met die rekenaar wat ek dink is maar die koue wat hom nie wil laat vinnig genoeg oorskakel nie, maar dankie. Die volgende lied is 'n baie bekende ene en dit is ons roem die naam van die Here, want sy naam is die een wat lewe bring. Sy naam is die verlossingsnaam. Die volgende een is een wat die kinders baie goed ken en ek weet hier's nou nie regtig volgende kinders nie vanweer die vakansie en so, maar hierdie lied wil sê Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Kom ons speel hom en ons sing hom. Yeah.
vra om verskoning, ek het vergeet ek het die bejaarde ene opgesit in plaas van die kindersin. Want ek wou graag wys hoe mooi is die bejaardesin ook, maar ek het nie geweet hy het soveel versies nie julle. Ek het gedink is net 2. Ek was bang hy kom tot by die 90 jare uit. Maar in elk geval, Jesus loves us en dis wat ons vanoggend kan weet. Skus dat ek nou daaroor lag, maar dit is regtig humoristies geweest. Dit was 'n kommerend geweest daai hoor. Ja, dit was so. Ons laaste lied wat ons nou gaan sing is Die Heiland is gebore. Kom ons staan en dis die boodskap van die Bybel. Jesus ons verlosser. Die Heiland is Dankie James. Vriende, namens die kerkraad het ons net 'n paar aankondigings, maar eers het Rina gevra of sy net gou ietsie kan sê. Hallo julle, ek is ook maar baie bly julle so min wat vanoggend na my moet luister hoor. Dominee Chris, kom gou hier asseblief. Staan gou hier by my. Jy het gesê dit sal kort wees, né? Dit gaan. Hy het my 2 minute gegee, maar weet julle, ek het in sy oë gesien. Ek kan vanoggend 5 minute vra. Vat. Maar ek weet nie of julle dit ook ervaar nie, maar die jare gaan vir my net al hoe vinniger en vinniger verby. Ek weet nie of die aarde vinniger draai, of dit aardverwarming is en of dit net ouderdom is nie. Maar ons predikant verjaar alweer môre. Dominee Chris, ek sê dit met baie groot respek. Die dag wat God jou gekies het om in sy diens te staan, het hy groot planne vir jou lewe gehad en het hy jou met besondere gawes, het hy jou geseën. Die grootste daarvan is liefde. Liefde vir jou gesin, liefde vir ons as gemeente, liefde vir ons gemeenskap, liefde vir ons straatkinders. Dominee Chris, jou empatie met die mense daar buite, met die stikkende mense, jou harde werk, jou entoesiasme, wanneer jy die wêreld vir ander mense probeer makliker maak. Jou
Dominee Chris, weet jy wat? Alles, jou lewe is vir my 'n sprekende voorbeeld. Daai liefde wat 1 Korintiërs 13 vers 12 van praat. Ons bid vir jou in hierdie jaar goeie gesondheid toe. Ons bid dat die Here jou gees jonk sal hou. Ons bid dat hy jou elke dag met nuwe krag sal vul, wanneer jy voel asof jy wil opgee of lood in jou voete het. Ek bid dat die Here die vlam in jou hart wat brand, vir dit waarvoor hy jou geroep het, altyd helder sal laat brand. En ek bid dat die drome wat jy nog vir jou bediening het, hy sal vervul, maar binne sy wil. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy en Martie môre 'n ongelooflike lekker dag hê. Ek hoop nie jy beplan om môre te gaan werk nie, hoor. Baie dankie, Rina. Baie dankie. En dan wil ek nou vir julle vra om te staan en dan saam te sing laat Heer u seën op hom. Ja, vriende, baie dankie en dankie vir die geskenk wat die kerkraad ook vir my gee het, ook vir hierdie Hot Wheels wat ek gekry het. Daar sal nou nie tee wees volgende. Ek wil ook vir die dames sê baie dankie. Hulle wou graag tee en koek en al sulke goed gegee het vanoggend, maar ons het die afgelope 4 weke so baie geëet by hierdie kerk dat ek net eenvoudig nie nog kans gesien het vir kos en so nie. En toe reën dit nou vanoggend, so ons kan in elk geval nie die tee drink nie, maar baie dankie. Dankie vir die liefde. Ek kan nou maar regtig sê, daar's nog een dag wat ek in die oggend opstaan en sê, "Sjoe, moet ek nou vandag gaan werk hier by die gemeente of so nie." En dankie vir almal se insette. Julle maak ons werk baie makliker. En dis 'n ongelooflike voorreg om hierdie gemeente se dominee te kan wees. Ek sê altyd vir die Here baie dankie. So baie dankie vir elkeen se mooi wense. Nou ja, daar's ander wat verjaar, maar gaan nou vir hulle sê, die eerste is die manne se gebedsgeleentheid. Dis nou Vrydag ons afsluiting en ons nooi die manne om 5:30 te kom saam kuier en saam ontbyt te eet. Dis heeltemal gratis, maar hulle moet net vir ons laat weet as hulle kom. Ons het so 'n kort boodskapie wat ons gee en daarna gaan ons lekker saam kuier rondom ontbyt. Ons Bus van Hoop Kersprojek is net vir my fantasties. Verlede week het ons die kersboom, daai houtboom daar voorgesit met al die name van die kinders vir ons kersprojek en daar was 100 name en al 100 kaartjies is weg, sommer al met die eerste diens. Ek dink daar het 'n paar oorgebly by die tweede diens en nou daar in die week het daar nog so 10 kaartjies bygekom en hulle is daarvoor. So as daar van u is wat dalk 'n geskenk wil gee, die gedagte is ons wil vir elke kind 'n geskenk gee plus 'n skoenboks waarin daar shampoo en lekkerryk goed is. En dan vir die gesinne gee ons 'n kospakkie sodat hulle vir Desember daarom ook ietsie het om te eet. So as jy wil kan jy maar net kyk of daar nog name is daar. Dan wil ons net vir Lydia Barnard en vir Radio Kansel dankie sê. Verlede jaar was nou die laaste Radio Kansel fees wat hulle gehad het. Ek sien Martie het net verkeerd daar getik, November 2025, dis 2024 is net 'n foutjie. Maar ons sê vir Lydia ook baie dankie vir die jare wat sy dit gereël het. Ons het wonderlike ervarings ook gehad wanneer ons veral toe ons nog langs die rivier dit ook kon gedoen het. Dan
die huweliksherdenkings. Vandag is Frans en Lina Rood 11 jaar getroud. 10 is Amanda Nel hierdie week 16, Derek en Maritza van der Westhuizen 24. DC en Emilia Du Plessis 2 jaar. Chart en Jolandi van der Walt 19, Roan en Jolandi Botes 3. Davie en Cindy Grobbelaar 14. Mike en Tanya Antoinette Slagger 63 jaar, wat wonderlik is. En Boet en Marina Helberg 54 jaar. Henny en Janet Voort 27 jaar. Johan en Realies van Rensburg 38 jaar. Herkie en Jeanette Viljoen 50 jaar. En Ernest en Joanne Barnard 17 jaar. Nou, ek is seker as 'n mens vir Mike en vir Tanya Antoinette vra, hoe bly jy 63 jaar getroud? Dan gaan hulle sê jy bak saam koeksisters, want dis wat hulle gewoonlik saam doen. So ons sê vir hulle ook baie geluk. Kom ons gee vir hulle almal 'n lekker hande klap. Dan vir die persone, ek sien Tanya Antoinette verjaar ook hierdie week, dan is sy 82 en Chris Besuinout is ook hierdie week sy verjaarsdag. Vriende, by die gebedslys is daar 'n hele klomp, ek gaan nie almal se name noem nie, maar Strydom Steyn is by die huis. Ons is baie dankbaar, sy operasie het goed afgeloop. Oom Karel Mini, bid asseblief nog vir sy gesondheid. Vir Manda Veldman wat nog chemobehandeling kry, en vir Marianne Robinson. Imker Hogenhout is ook by die huis. Dit gaan goed met Imker, ek het gisteraand met hom gepraat. Ons vra voorbidding vir Dr. Zelra Rademeier, dis Kobus Maland se sussie. Sy het 'n neurologiese probleem ontwikkel, sy is siek en ons bid vir haar. Cecile Barkley, wat die rugoperasie gehad het vanoggend vroeg gebel uit die intensiefheid en dit gaan goed met haar. Adrie Venter, die palmbestuurder res, het 'n rugprosedure gehad en ons bid vir haar. Dan dink ons aan Elise Kreer, wie se sussie ook oorlede is, en Kokkie Gericke gaan hierdie week in vir 'n groot rugoperasie. Vriende, en dan vra ons asseblief voorbidding vir Fanie. Fanie Strydom met 'n groot operasie ondergaan en ons bid vir hom en vir Annelie, maar vir hom in die besonder. Dan Japie Duwys is ongelukkig hierdie week oorlede en sy begrafnis is Dinsdag om 11:00. Baie van u ken vir hom. So ons gee graag vir die inligting deur. Ja, dit is omtrent die name wat ek nou net graag vinnig wou genoem het. En dan die kerkkalenders is beskikbaar. U is welkom om vir die kerkkalender te neem. Hulle is sommer daar by die deur. En dan ons laaste sjokolades vir hierdie jaar. Ek gaan nou sommer, ek weet nie of al die kinders hier gaan wees nie, maar ek gaan nou sommer hoor of hulle hier is. En vir Leanne Jansen van Vieren en Junay Jansen van Vieren, ek dink nie hulle is vanoggend hier nie, want hulle ma is nog besig om te herstel. So Aiden Pieter, is Aiden hier? Daar is hy. Daar is hy Aiden. En dan JC, kom sommer julle al twee. Dis nou die regte ding vir hierdie koue, hè? Maar staan sommer daar, want ek wil nou eers vir julle 'n paar Bybelvrae vra. Wat julle moet ken, anders kry ek die sjokolade weer terug. Maar net vir julle, ek gaan nie vir die ander vra nie, hoor, want ek vra net vir die seuns vandag. Alicia de Wit, sy's baie skaam, ek wonder of sy gaan kom. Daar sy. En vir Ouen. Hulle moet ook maar gaan nie vir julle vra nie, hoor, want ek weet julle ken Openbaring. Daar sy Ouen, hierso is joune. Sy staan so vir my daar, hoor. En dan Alicia, ek's bly jy het gekom, dat jy nie skaam is nie, hoor. Daar sy. En ja, dit lyk vir my as hulle. Ag ja, Sebastian, waar is jy Sebastian? Sebastian van der Berg. Daar sê ek het hom vergeet. Ek wonder ek het op die ander blaai geskryf, ek het 'n ander blaai hier, dis hoekom. Daar's joune. Is dan nog, dis die twee wat nou nie hier was nie. Nou maats, hoekom ek vra julle moet daar staan? Ek dink staan daar, dan kan julle so, daai blomme is bietjie in jou pad, Ouen. Nou, hier by my het ek 'n botteltjie, en hoekom ek sê hulle moet ver staan, want ek's bang dit werk nie. Nou,
Julle sal onthou, Maria was mos 'n jong meisie gewees, en toe kom die engel en sê, Maria, jy gaan 'n babietjie kry. En Maria sê, maar ek is nog nie getroud nie. En toe sê die engel, nee, maar die Here het bepaal dat sy seun deur Maria gebore sal word. En dan lees ons dat Maria sê, ek is tot beskikking van die Here. Met ander woorde, ek sal doen soos wat die Here van my vra. En weet julle wat, in daardie oomblik het die Heilige Gees oor haar gekom. Die Bybel sê die Heilige Gees het oor haar gekom, en dis hoekom sy kon sê, ek is tot beskikking van die Here. En ons is in hierdie Kerstyd, en die Here wil ook vir jou en vir my vra, en vir mamma en pappa en oupa en ouma, maar as julle ook tot beskikking van my, en dan wil ons sê ja. Maar nou het ek hier 'n ballon, en ek wonder of dit sal werk. Wat gebeur? Wat gebeur, kinders? Wie blaas hom op? Jy sê nou net ophou blaas. Daar sê hy blaas op, né? Dis amper so, is nou nie dieselfde nie, maar ek wou net vir julle wys. Sien julle, ek het hom nie opgeblaas nie. Hy het self opgeblaas. Toe die Heilige Gees oor haar kom, toe is sy net tot beskikking van die Here. En so gebeur dit as ons 'n verhouding met die Here het, dan help hy ons om 'n klomp goed te doen. Hy help ons met ons skoolwerk, hy help ons om vir mamma en pappa te luister, hy help ons om te doen wat hy vra. En daarom vir hierdie week, hoop ek julle gaan sommer mooi luister wat mamma en pappa sê. Kyk, daar sê julle kan maar gaan sit. Dankie dat julle my gehelp het, hoor. Ja, ekskuus kinders, as julle wil weet wat het nou daar gebeur, ek het 'n bietjie asyn gevat en ek het net koeksoda in die ballon gegooi, hoor. En as hulle nou saam is, dan veroorsaak dit 'n gas wat die ballon opblaas. Nou het julle so 'n bietjie wetenskaples ook gehad. Maar moet dit asseblief nie alleen by die huis doen nie, want jy gaan jou ma se kombuis moet opruim. Kom ons word net so stil vir die Here vir 'n paar oomblikke. Ons sê dankie vir die reën wat ons vandag het, en dan vra ons vir hom, Here, gee vir ons vrede deur die lied wat ons sing. En daarna bly u staan. Ek gaan dan net die seën uitspreek en dan sing ons nog 'n lied. Dankie Here vir hierdie reën wat ons gehad het. En waar dit nou stil geword het hier buite. Here het ook in ons harte stil geword. Want in u teenwoordigheid kry ons rus en kalmte. En daarom bid ons nou vir u vrede. Nie die vrede wat die wêreld gee nie, maar God se vrede. Amen. Hy wat die prins van vrede is, hy wat die almagtige is, hy sê vir jou genade, barmhartigheid en vrede vir jou. En daarom sing ons nou Abba Vader.
Kom ons bid net saam. Ja, Here, soos wat ons gesing het, buig ons voor U neer, want U is die almagtige, die ewige, die alleenwyse God, die een wat besluit het dat hy vir ons sal kom red, een wat besluit het dat hy saam met ons sal kom woon, om te wys, hy verstaan alles. En U het Immanuel geword. Dis wat die Kersseisoen sê. En daarvoor sê ons baie dankie, want dit beteken U ken elkeen van ons in hierdie môre. Dankie vir U liefde. Dankie dat ons in hierdie môre vir ons gesinne mag bid. En Here, terwyl ons so saam is, wil ons ook dankie sê dat ons dan ook die tegnologie kan gebruik om vanoggend die boodskap ook by hulle uit te bring wat siek is en wat byvoorbeeld nie uit hulle huise kan uitgaan nie. Maar Here, ons bid in die besonder vir hulle wat in die hospitaal is en veral vir Tannie Tiesok, met wie dit nie goed gaan nie, dat U vir haar en vir Mani baie naby sal wees. Ag, en nou vra ons net dat hierdie boodskap vir hulle wat hier saam met ons is, veral vir die kinders, vir hulle ook verstaanbaar sal maak. Dankie vir U liefde en vir U sorg. Amen. Vriende, ons gaan lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 3 vanaf vers 10 tot 16. En ons lees vers 10. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fundament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat reeds gelê is nie. Die fundament is Jesus Christus. Of dit goud, silwer, edelgesteen is, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fundament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Geseënd is hy wat hierdie woord ook as deel van sy lewe ervaar en ook aanvaar. Ons tema vanoggend is hierdie een gedagte brug na nêrens. Wanneer 'n mens op pad na Potchefstroom ry, van Vereniging se kant toe, se kant af, dan aan die regterkant is daar 'n brug wat in die veld staan. En dis 'n brug wat heel waarskynlik gebou is deur een of ander munisipaliteit, as ek reg is, of dan 'n boer of wie ook al dit gebou het, maar dis 'n groterige brug. En hierdie brug het nie 'n pad wat hom verbind nie en hy het ook nie 'n pad verder nie. So dis maar 'n brug na nêrens. Hy staan net daar in die middel van die veld. En ek wonder altyd, wat is die storie rondom hierdie brug? En baie keer sien ons hierdie brug of wat so halfpad staan, sien ons byvoorbeeld wanneer daar vloede was, veral in Natal, as daar die riviere afkom en hulle spoel daai brug weg, dan sien 'n mens baie keer hoe sterk die elemente kan wees. En dan staan daar die brug ook so eenkant, halfpad stikkend. En so het ek besef dat eintlik is ons lewe ook 'n brug wat ons besig is om te bou. Want jy sien, al die dinge waarmee ons elke dag besig is, ons besittings, ons eiendomme, ons geleerdheid en al die goed waarmee ons regtig besig is, sal eenmaal nie meer daar wees nie. Dit sal wegspoel. En net ons siel sal oorbly, want ons is ewigheidswesens. Want Efesiërs sê nog voor die skepping af het God ons in sy hart gehad, het hy ons in sy gedagtes gehad, en het hy vir jou en vir my met 'n plan geskep, sodat ons in hierdie wêreld 'n brug kan bou. En die brug is eintlik die simbool van ons lewe wat hy vir jou en vir my kan gee. En hierdie brug wat ons bou, moet 'n brug wees veral vir ouers, sodat hulle kinders daaroor kan loop en iewers heen kan gaan. Maar nie net die kinders nie, dat mense oor ons brug kan loop. En daarom is die vraag, wat los jy agter as jy nie meer daar is nie? Dis die belangrike. Want jy sien, ons lewe is maar partykeer bietjie eentonig.
Partykeer is dit net 'n roetine. Jy staan in die oggend op, drink jou koffie, gaan badkamer toe, kry jouself reg vir die dag en dan het jy ontbyt, vat die kinders skool toe, dan gaan jy maar werk toe en dan kom jy terug, maak kos en kyk 'n bietjie TV en dan gaan slaap jy of jy gaan oefen of wat ook al. En Saterdag en Sondag is dit dalk 'n bietjie verskillend en een keer 'n jaar 'n bietjie vakansie. Maar dis maar die basiese roetine. En as jy vir 'n huisvrou sou vra, sou sy sê nee, maar ek moet die wasgoed was en ek moet die huis skoonmaak en ek moet maar altyd die skottelgoed was en ek moet die kinders en my man se klere optel en so aan en dit is alles maar eentonig. En dan vra mens, dit waarmee ek en jy besig is elke dag, is dit die ware betekenis van die lewe? Party mense sê vir my, nadat hulle afgetree het, is dit vir hulle 'n geweldige ingrype in hulle lewe, want dan word dit 'n sekere roetine. Vir party is dit net sit, vir ander is dit nou maar nog sekere goed wat jy by die huis doen en so, maar jy kan ook net sekere hoeveelheid doen. En nou kom Paulus en hy sê nee, klim uit die roetine uit en begin te bou. Paulus sê bou 'n brug. Bou 'n brug waaroor jou kinders kan gaan en bou 'n brug waaroor die mense kan gaan. Maar heel eerste besef, hy sê deur die genade van God bou ek. Besef dis 'n geskenk wat jy en ek het, hierdie lewe wat ons het. En tweedens, as jy dan bou op die fundament Jesus Christus. Want hy is die enigste fundament waarop jy kan bou, sê hy. En dan kom hy en hy sê, jy moet baie goeie materiaal gebruik. Want sê hy, die Here kom weer en hy gaan toets, hoe het jy gebou? Met ander woorde, elkeen van ons gaan voor die Here staan en hy gaan sê, goed, hier is die bouwerk, hoe lyk jou bouwerk? Sal dit kan staan teen God se vuur? Want dis waarmee dit getoets word. Want elke dag kies jy waarmee jy bou. Kan ek vra, hoe lyk jou woorde? Hoe het jy gebou met jou woorde hierdie week? Was dit met goud of met strooi? Hoe het dit gelyk met jou verhoudings hierdie week? Het jy gebou met silwer of met gras? Kan ek vra, jou diens aan die Here hierdie week, was dit gewees met edelstene of was dit gewees met hout wat maklik verbrand? En daarom, as ons dan weet ons moet hierdie brug bou, en veral vir ouers, en vir oupas en oumas, hoe moet ons dan bou? As dit so is dat ons wil hê dat ons kinders en ander moet oor dit beweeg, waarmee moet ons bou? En die heel eerste dink ek wat belangrik is bou met jou oortuigings. Bou met jou oortuigings. Paulus begin hier, hy sê die genade van God is vir my gegee sodat ek kan bou. Met ander woorde, Paulus begin op een plek en dit is by God. Die bouwerk kan nie in jouself begin nie. Dit moet begin by God. En daarom sê ek, dit moet begin by die kernwaarhede van sy woord. Dit is jou oortuigings wat daarop gebou moet wees. Want jy sien, die woord is vir ewig. Jesaja 40 vers 8 sê, die woord van die Here sal ewig staan. Dit sal vir altyd hou. Nou sê party mense nee, as jy vir jou kinders bou op die wetenskap. Sorg dat jy al die feite ken. Maar die feite is nooit dieselfde nie. Byvoorbeeld, hulle sê vandag, sê hulle, nee, koffie is sleg vir jou. Môre sê hulle, koffie is briljant, dit keer kanker. Vandag sê hulle, nee, hierdie mode is reg, môre is daai mode reg. Vandag is hierdie gier reg, môre is daai gier reg. So wissel die wetenskap ook maar, en is die feite nie altyd eksakt nie. Maar die woord van die Here is altyd dieselfde. En daarom is dit belangrik, as jy jou oortuigings het, of jou oortuigings bou, dan moet jy die kernwaarhede van die skrif vat. Goed soos eerlikheid. Bou met eerlikheid. Bou met liefde. Bou met respek vir alle mense. Bou met volharding. Moenie sommer opgee nie. As jou kinders sien pa en ma hou aan en hulle los dit nie, dan gaan hulle aan. Bou met eenvoud. Alles hoef nie altyd met geld te doen te hê nie. De Preestels het 'n pragtige lied gesing verlede week. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is.
Met ander woorde, dis 'n kernwaarheid van die Bybel. Vat dit as 'n kernwaarheid en bou. Laat jou kinders ook leer wat is eenvoud. Hulle hoef nie net alles uit jou hand uit te kry en uit jou sak uit te kry nie, maar as jy dit vir hulle kan gee. Maar laat die balans daar wees en hulle weet, soms kom dit nie so maklik nie. Bou met geloof. Maar nou is dit belangrik as jy daai kernwaarhede ken, dan moet jy dit ook doen. Jy moet dit ook uitleef. Want die skrif sê in Matteus 7, en elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy hand op die sand of sy huis op die sand gebou het. Met ander woorde, het help niks, jy weet, dis die kernwaarhede van die Bybel, maar ons doen dit nie. Dis die probleem van Suid-Afrika. Want ons sê ons is 80 of hoeveel % Christene. Ons sê ons ken die woord, maar waarmee sukkel ons? Om dit uit te leef. En ek sukkel ook daarmee. Want ons het ons eie koppe gewil. En daarom is dit baie belangrik om te besef daar's 'n verskil tussen jou opvattings en jou oortuigings. Kom ek verduidelik. Ek sê nie leef volgens jou opvattings nie. Want jou opvattings is persoonlik en dit het maar te doen met jou eie wil. Jou opvattings is die goed waaraan jy vashou. Maar jou oortuigings is die goed van God wat jou vashou. Kan ek dit weer sê? Ons moet nie bou volgens ons opvattings nie, want baie keer is ons opvattings verkeerd. Opvattings is die goed waarin ek vashou. Maar oortuiging is die goed van God, die kernwaarhede wat my vashou. En daarom, heel eerste, as jy 'n brug bou, pa en ma, bou met die oortuigings, die kernwaarhede van God. Die tweede waarmee ons moet bou, is met ons karakter. Die plan wat die Here het, is om ons meer en meer soos Jesus te maak. Kyk 'n bietjie in Romeine 8 vers 29, en hy's uit die boodskap vertaal. God het elkeen wat hy vir hom uitgesoek het, dis nou vir jou en vir my, sy lewe nuut gemaak. Nou kan hulle die beeld van sy seun weerkaats, wanneer hulle in Christus se voetspore stap, en soos hy leef, wys dit dat hulle aan God se nuwe familie behoort. Met ander woorde, hier staan dit, die Here wil ons meer en meer maak soos Jesus en hy wil hê ons moet hom weerkaats. Toe Michelangelo die Dawid beeld gemaak het, het hy 'n stuk marmer gevat en hy begin afkap. Alles wat nie Dawid is nie, het hy afgekap. So kom die Here en hy vat vir jou en vir my. En dit wat nie in ons karakter moet wees nie, sonde, koppigheid en tekortkominge, al daai goed wat ons eie wil weerkaats, dit wil hy wegneem deur sy gees, sodat ons Jesus kan weerkaats. En soms gebruik hy die swaar van die lewe. Partykeer die dinge waardeur ons gaan. Partykeer gebruik hy die druk van die lewe. Partykeer gebruik hy mense om jou en my karakter te bou. Ek is so dankbaar vir mense wat ek deur my lewe leer ken het. Baie keer bejaarde mense, want hulle het die wysheid van die lewe. En ek moet sê, die meeste wat ek nog ooit geleer het, was nie by die universiteit nie. Dit was in die lewe, wanneer God mense oor my pad gestuur het, en ek mentors gehad het, ouer mense, by wie ek regtig kon leer. En selfs vandag nog, by wie ek kan leer, mense wat deur moeilike omstandighede kan gaan, maar wat nog aan die Here kan vashou en kan sê, ek verstaan nie hierdie situasie nie, maar ek sê jou, op grond van die pad wat ek gestap het al die jare, hou ek vas aan die Here, en dan kan ek weet, die woord is waar. Vriende, en daarom, soms gebruik hy selfs die moeilike mense, né? Soos wat ons verlede week gesê het, ons gaan nou nie weer daai boodskap herhaal nie, maar soms gebruik hy die moeilike mense om die buitels te wees, om bietjie aan ons te werk. Maar die belangrike is, bou met ons karakter ook. Soos ek gesê, eerstens, bou met jou oortuigings, bou met jou karakter. Maar die derde een is belangrik. Hy sê bou, want dis die boumateriaal. Bou met jou verhoudings. Dit begin net op een plek, dit begin by God self. En ek het net nou met die eerste diens gesê, die dag as ek klaar is as predikant, dan sal ek bly wees as mense kan sê, maar wie wat,
Daar's een ding wat hy herhaaldelik gesê het, en 'n mens weet nie of hy al begin vergeet het of wat nie, maar Chris het gesê, die verhouding met die Here is die belangrikste. As ek dit vir mense kan oordra en hulle snap dit, en dat jy jou eie verhouding moet bou met die Here, want dis wat hy wil doen. Ja, ons is gelowiges saam en jy kan Bybelstudies hê en jy kan baie preke luister en jy kan kursusse hê en al daai, maar jou verhouding word gebou die oomblik wanneer jy saam met die Here tyd spandeer. Maria en Martha het by geleentheid in Lukas 10, toe nooi hulle Here en hulle sê vir hom, Here, ag kom eet hier by ons. Jesus kom daar, Martha is besig om alles reg te pak, sy sit die blomme reg, sit die koppies reg, want alles moet mooi wees as Jesus kom. En Maria gaan sit by sy voete, en Martha kyk haar so 'n bietjie aan, en toe raak sy bietjie ongelukkig. En sy sê, Here, hinder U dit nie, of hinder dit nie vir U, dat my suster my alleen laat bedien nie. En toe sê Jesus, Martha, Martha, Maria het die beste deel gekies. Want Maria het besef, daai tyd saam met die Here is so belangrik. Broers en susters, hoeveel tyd verloor ons baie keer saam met die Here? Hoeveel geleenthede wat daar kom om saam met hom te wees, en ek weet, hy is binne in ons, hy is oral, maar hoeveel geleenthede kry ons waar ons werklik saam die Here kan aanbid, en dan gaan dit by ons verby. En onthou, 'n geleentheid wat verby is verby, vir die ewigheid. Maar gelukkig, daar kom altyd nuwe geleenthede, sodat ons saam ons verhouding met hom kan bou, sodat ons saam met sy liefde kan ervaar, sodat ons sy sorg kan ervaar. En daarom, ek sluit af, pa en ma, oupa en ouma, jy bou 'n brug. En iewers gaan ek en jy eindig, wanneer die Here ons kom haal, en dan gaan hulle vra, maar hoe lyk die brug waarmee hy gebou het, of sy gebou het? Is die materiaal goed gewees? En daarom wil ek sê, belê in jou verhouding met die Here. Belê in jou verhouding met jou gesin. Belê in jou verhouding met jou familie. Belê in jou geloofsfamilie se verhouding. En belê in jou medemens se verhouding. Ek sluit af. Ons wil nie 'n brug na nêrens hê nie. Ons brug moet gebou word heel eerste deur ons oortuigings. En ons het gesê die oortuigings is die kernwaarhede van God in ons lewe wat ons vasgryp. Tweedens, ons brug wil gebou wees deur ons karakter wat Jesus weerspieël. Ons brug wil gebou word deur die verhoudings wat begin op een plek, ons verhouding met die Here. Daar waar jy aan die tafel sit en eet, en jy sê, Boeta en sis, kom ons vat gou hande, en nou bid ons. En ons sê, dankie Here, dat U saam met ons stap. En as ons dit doen, dan gaan jou brug 'n brug wees, waaroor hulle sal kan loop, tot by die kruis van Jesus. Want jy sien, hy is die een wat eintlik die brugbouer is. Hy is die een wat die brug gebou het na God toe, sodat jy en ek, en hulle wat oor ons brug kom, sodat ons verlos mag wees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie, dat ons kan weet, ons is bouers. En dit is so, as 'n mens wil bou, dan wil jy die beste materiaal gebruik, vir daardie bouproses. En U kom in hierdie môre, en U sê, ek wil hê julle moet bou met julle oortuigings, die kernwaarhede van die skrif. Ek wil hê julle karakter moet my weerspieël. Ek wil hê julle moet bou, en begin by die verhouding met my. En daarom vra ons, Here, bou ons verhouding met U, hou ons vas in die liefde. Wil U vir elke pa en ma laat besef, Here, baie keer kan ons deur verkeerde materiaal te gebruik, kan ons dalk 'n brug bou waaroor ons kinders nie kan kom nie. Bou ons eintlik 'n muur sodat hulle vasloop daarteen. En daarom is ons gebed in hierdie môre, seën ons gesinne, dra hulle met U liefde
maar wil U gee vir hulle wat die voorbeeld kan stel dat ons dit so sal doen. Ons kom volgende en ons sê dankie vir hulle wat operasies gehad het. Ons dink aan Cecile, waar sy besig is om te herstel. Ons dink Vader aan Strydom, waar hy uit is na sy operasie. Ons sê dankie vir Imker wat ook by die huis kan wees. Ja, Here, en so bid ons dan dat U saam met Tannie Tie sal wees, Vader, en so ook oom Karel, dat U saam met hom sal wees. En dan sê ons dankie vir ons kinders wat nou eksamens skryf en klaarmaak, die studente ook en die matrieks, wil U vir hulle 'n heerlike vakansie gee. Ons loof U vir die goedheid in Jesus se naam. Amen. Daar is nou vir die geleentheid om vir die Here dankie te sê deur middel van die dankoffers. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons met hierdie dankoffer voor U mag staan en as 'n beeld van U liefde dit ook kan erken. Ons vra dat U ons sal gebruik om 'n verskil te maak ook daarmee in Jesus se naam. Amen. Die lied wat ons nou sing sê, aan die voete Here, dis die beste plek waar ons kan begin om te bou. Kom ons sing dit.
Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly terwyl ons lewensbrug bou en dat ons materiaal teen die vuur bestand sal wees. Amen.